Slimspel is 'n stimulasieprogram. Daar is 4 produkte in die program. Goeiemôre Sonet. Welkom terug en ek wil nou sou graag wil gehad het dit moes nou 'n tweede gesprek gewees het wat ons het weet na ons eerste gesprek, maar ongelukkig ons heel eerste gesprek was die heel eerste gesprek wat ek gedoen het en die klank was toe nou nie heeltemal so lekker nie. So ek en jy, ons hele gesprek is basies dis op rekord, dit lê by my op die rekenaar, maar ek kan dit nie gebruik nie, die klankgehalte is net nie goed genoeg nie. So baie dankie dat jy ingestem het om vandag weer met my te gesels. Ek weet jy het nou die voordeel van die konteks van die hele gesprek, maar ek glo dit is 'n voordeel dat jy weet ons gaan nou vandag ons gesprek baie makliker kan laat vloei in terme van waar lê AI of dan kunsmatige intelligensie in onderrig, education. En die goed wat jy basies beplan het weet vir jou toekoms met Slimspel, kan ons dalk in 'n ander lig vandag bespreek. So ek wil net gou eers weer wegspring vir jou daarom net 'n geleentheid gee om jouself bekend te stel. Jy is die eienaar van Slimspel. Dis jou besigheid se naam. So vertel ons 'n bietjie meer van Slimspel. Waar kom dit vandaan? Ja, so ek is Sonet Kotse of Kotse. En ek is die skrywer en die opsteller van Slimspel. Slimspel is 'n stimulasieprogram vir voorskool, vir die vroeë kinderjare. So dit begin by 1-jariges en ek vat dit deur tot wanneer die kind skool toe gaan. En dan het ek 'n volledige Afrikaanse taalleerprogram vir graad 1, 2 en 3. En dit vloei uit 15 jaar se navorsing en se studie en rondom die groot kwessie veral in Suid-Afrika dat kinders in graad 4 kom en hulle kan nie lees nie en veral nie met begrip lees nie. So ek het gaan navorsing doen oor wat is die probleme, waar lê die probleme en basies het ek maar net gevind dat die probleme lê nie noodwendig in die grondslagfase nie, maar dit lê vroeër dat stimulasie op 'n baie vroeë ouderdom kan begin. So ek is verskriklik opgewonde want in die 15 jaar se navorsing het ek letterlik 5 jaar geskryf. Gelukkig nou nie aan een geskryf nie, nou sou ek nie meer 'n rug gehad het nie, maar baie getoets in die veld en baie seker gemaak het dat ek my feite agter mekaar het. Jy kan nie so iets in die publiek inlaat en daar's foute in nie. So editing, redigering is een van die dis eintlik hoekom ek so geïnteresseerd is in hierdie gesprek, want ja, as skrywer kan ek net dink hoe baie sou AI vir my beteken as ek 5 jaar terug dit gehad het. So, okay, maar ek wil jou nou terugvat na ons vorige gesprek toe met 'n vrees, want ek het jou gevra wat maak jou bang oor AI? En dit klink vir my asof jy intussen tyd daai vrees gebruik het as 'n bate, want jy het gesê AI kan, dit het jou 5 jaar gevat om 'n boek te skryf en AI kan dit in 10 minute doen in jou styl. Dis wat jy gehoor het. AI kan so vinnig skryf in jou styl en dit maak jou bang vir AI. Klink my jy het nou intussen tyd jou perspektief so bietjie aangepas om te sê nee, maar wag 'n bietjie. Ja. AI is nou vir jou 'n vriend, 'n vernoot in die skryfproses. Ja, ek moet sê daar is nog steeds 'n bekommernis dat ek as fasiliteerder vervang kan word. AI kan regtig, ek het besef, ek het ook bietjie gaan navorsing doen, wat kan AI actually doen? Maar ja, ek dink daar is dit bly nog steeds die feit bly nog steeds dat AI bestuur kan word. En dat dit 'n ondersteuningssisteem is vir ons en 'n ondersteuningssisteem vir kinders. Dit behoort vir kinders 'n geweldige ondersteuningssisteem te wees. Ek as fasiliteerder wat dit bestuur, maar actually die ontdekkingswêreld van die kind bestuur. So AI te gebruik as 'n tool om die kind te help om sy wêreld beter te ontdek, omdat ek as fasiliteerder beperk is. So daai beperking gee my moed dat daar 'n middel is wat ons kan help om die kind beter te leer.
Okay, maar ek wil eintlik terugkom na iets wat jy geskryf het in die vraag wat ek vir weer gestuur het, maar ek wil net eers gou stop by 'n analogie wat ons ook in ons vorige gesprek gehad het van daar's 'n eiland met 50 miljoen verskriklike slim mense wat op hierdie oomblik opgelei word om almal doktorsgrade te hê in alles. Ja. Hulle kan alles doen of hulle weet alles. Hulle is verskriklik slim. En daardie 50 miljoen mense kom klop môreoggend aan jou voordeur en sê, Sonet, ons is hier. Ons is hier om vir jou te kom werk. Wat wil jy moet ons vir jou doen? As jy daai analogie in gedagte hou van wat jy nou sê die AI is 'n tool, dat jy kan hom gebruik in jou werk. Wil ek jou terugvat na 'n stuk wat jy vir my geantwoord het, ek wil net gou hier kry. Ek het gevra, is daar 'n oomblik in jou lewe wat jou inslag of benadering tot onderwys of onderrig gevorm het? Toe sê jy ja, in 2010 het ek 'n skooltjie van gestremde kinders gehad. Ja. Hulle was deur ander skole weggewys omdat hulle buite daardie skole se spektrum van hulp geval het. Vir my was gesê ek sal niks met hulle reg kry nie, ek moet hulle net gelukkig hou. Okay, en toe skryf ek en die Here 'n program. Dit is baie goed. Weet jou geloofs-oortuigings kom weer, hoor. Ek staan saam met jou daardie ene. Wat jy slim spel gedoop het, en dis natuurlik die besigheid se naam tot vandag nog, wat daardie kinders gehelp het om alles te onthou wat ek hulle geleer het. So, jy het nou gepraat van jy begin by 1-jariges en toe jy gespring na die grondslagfase toe, graad 1, 2 en 3. En toe sê jy maar die probleem is in graad 4, lê nie eintlik in graad 1, 2 en 3 nie, het lê vroeër by die kleuterskooljare. Nou graad 1-jariges en 2-jariges, is hulle al kleuterskool of is daar 'n ander naam vir die fase waarin hulle val? Maar waarop ek afspeel is, dit klink my jou fokus is op wat is omtrent 10 jaar van die kind se eerste lewe? Ja, so tot net voor 10 jaar. So my ouderdom, jy weet, dit is 'n probleem wat ek gehad het met ons eerste gesprek, is my ouderdomsvlak van kindertjies is nie, het ek gevoel in die begin, is nog nie op daai plek waar hulle AI vrae kan vra nie. Dis nie dat hulle nie slim is nie, hulle is nog nie daar nie. Waar hulle die kleintjies, jy weet, hoe gaan ek AI kan implementeer by die kleuterskool en hoe gaan ek AI? Ek kan AI op hierdie stadium as ek net bietjie daaroor dink, kan ek AI intrek in die graad 1, 2 en 3 boeke. Die kindertjies is al op 'n vlak waar hulle min of meer kan vra, maar nie gekompliseerde, gesofistikeerde vrae nie. Maar hulle dit kan tot voordeel vir hulle wees. Maar om terug te kom na daai gestremde kinders, dit vir my, ek het nou gesê, as fasiliteerder is 'n mens geweldig beperk. So my Afrikaans, volledige Afrikaans is huistaal, jy weet, eerste taal sprekers. En dit is 'n probleem vir my. Jy weet, ek het ook geskryf, honderde boeke om my gehad. Wat 'n mens uit resources, uit hierdie ou se gedenkwyse en die kurrikulum en alle goeders wat jy moet hê, by jou hê. En ek het nie op daai stadium AI gehad nie. So vir my, vir produktiwiteit, gaan dit fantasties wees as ek kan uit AI uittrek toe die eerste taal, die tweede taal en die derde taal sprekers. En dan, die veld waar ek eintlik wil kom, is die special needs kinders. Jy weet, hoe skryf jy, hoe verander ek daai program om byvoorbeeld vir Down-sindroom kindertjies te ontmoet. Ek is seker AI sal al daai kennis het wat ek moet gaan boeke deurgaan om dit te doen. En om daai selfe program te skryf vir ADHD en kyk, die spektrum vir autisme is so groot. Jy weet, so 'n mens moet, daar's 'n veld waar 'n fasiliteerder net nie daai. Dis soos al daai plekke waar die kindertjies weggewys is, hulle het 'n spektrum en hulle ken daai spektrum van kindertjies, hulle ken die uitvalle en hulle kan dit hanteer. Maar buite daai spektrum kan hulle nie, dis hoekom die kinders wegwys. En dit is hoekom slimspel was net die begin. In 2010 was dit net die begin van 'n idee wat so kragtig was dat dit breinbesering kinders gehelp het om te onthou. So ek kan net imagine
as ek AI gehad het om vir my te help om daai veld te kon uitbrei, die weet lekker speelietjies vir hulle uit te werk en iets wat vir hulle wat hulle vlak hanteer en hulle ontwikkelingsvlak hanteer en 'n moeilikheidsgraad hanteer. En so om terug te kom na die eerste taalsprekers is dink ek ons praat van interaktiewe leer. Dit beteken 'n kind met 'n vraag kan vra, maar ek sal nie graag wil hê AI met al daai hele vraag alles antwoord nie, maar 'n beperkte antwoord of volledig antwoord sodat 'n kind dit presies kan verstaan op sy vlak, maar 'n volgende vraag kan aktiveer. So vir my AI vir kinders moet die hele tyd die ontdekkingstog, die een vraag net vir, wat beteken die dan? En dan die volgende ding, wat beteken die dan? En dan sy ontdekkingstog te verbreed en wat ek as juffrou beperk is tot. So ja, maar daar's twee goed wat jy nou aanraak as 'n educator. Kon nog nie 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor kry nie. So ek gaan nou by educators. Want 'n educator sê dis almal van mense soos ek wat 'n tutor is, reg deur tot jou lektore op universiteit. Jy weet, almal onderwysers, ouers, almal wat op een of ander manier onderrig gee, is 'n educator. So kom ons hou by die woord educator. Maar jy raak twee vlakke aan van die educator. Die een is jou voorbereiding. Weet dat jy nou jou boeke geskryf het, maar 'n onderwyser kan byvoorbeeld 'n lesbeplanning moet doen of hulle moet assesserings opstel of iets soos dit. Nee, dis kos nooit maar 'n administratiewe taak wat jy het. Om te skryf is weet om te gaan sit met al die bronne langs jou en elke boek hier 'n paragraaf en daar 'n paragraaf. Dit kan AI alles vir jou net so doen. Deur die regte vrae te vra, maar daardie vlak van AI is nie goed genoeg vir 'n kind nie, want dis te veel. Die AI gee vir jou bladsy en bladsy vol goed en jy moet gaan sit en jy moet deur dit filter. Wanneer jy 'n kind wil leer om byvoorbeeld net is 'n gewone sinnetjie in 'n paragraaf te ontleed, dan gaan jy vir die kind die hele paragraaf moet gee. Maar hoe gaan AI in die vorm van jou gratis LLMs, jou large language models, dit hanteer? Weet, so daar's 'n behoefte ook vir jou as onderwyser of educator om gedupliseer te kan word. So kom ons kyk gou net na daai voorbeeld van die gestremde kinders, nê. Jy het nou gesê in die paragraaf wat jy vir my geskryf het, jy gesê gestremde kinders, maar jy het nou gepraat van breinbesering. Is dit wat jy bedoel het met gestremde kinders? Ja, met almal brein. Okay. Ja. En jy het gesê jare nadat ek die skooltjie toegemaak het, kon hulle nog die rympies en temas se detail onthou. Jy het nou die woord gebruik, dit was so kragtig. Nou daar's nou 'n spesifieke sin wat dit bevestig. Hulle het jare later kon hulle nog onthou. So die breinbesering was nou nie die einde van hulle lewens nie. Jy het 'n manier gekry waarop jy hulle kon help om nog steeds breinaktiwiteit te kan toepas. Maar hoeveel kinders het jy in daai skooltjie gehad? Jy het dit nou nie ernstig vir my gesê nie. So min of meer hoeveel kinders was daar? Ons kon net 8 akkommodeer, 8 kindertjies. So kom ons sê dit is 8, né? Ek meen 8 is klaar baie vir een persoon om te hanteer. En jy moes as een sonet by 8 kinders uitkom en hulle elkeen deur die proses help. Nou vat ek jou terug na daai eiland wat môreoggend stuur hulle vir jou 8 mense. So slim soos wat hulle is en hulle sê vir jou Sonet, ek is hier. Hier's ek en 7 van my vriende is hier vir jou. Kom ons stap saam na jou skooltjie toe. Wat wil jy hê moet ons vandag met daardie 8 kinders hanteer? En hulle is letterlik daar om jou opdragte en instruksies presies uit te voer. Wat sal jy vir daai 8 mense sê? Dink nou terug aan daai skooltjie, né? Wat sal jy nou vandag? Julle stap nou, 9 van julle stap nou by die klaskamer in. En daar sit 8 kinders. Wat sal jy vir daai 8 verskriklike slim mense sê om met daai kinders te doen? Die kinders was mal oor stories. So ek sal graag, jy weet, om 'n storie uit te dink is kom nie maklik nie. Vir my kom dit maklik, maar dit is nie vir enige iemand maklik nie. So stories met speletjies, met van pret
speletjies wat daai kinders verskriklik geniet het en ja, so Okay, dink asseblief 'n klomp stories uit vir die kinders te vertel okay, maar dis nou presies waarop ek afstuur. So jy sal vir daai mense sê, luister, elkeen van julle, ek gaan nie vir julle 'n storieboek van die rak afhaal en 8 kopieë daarvan gee nie. Elkeen van julle praat met die kind en dink 'n storie uit terwyl jy met die kind praat. Want hierdie kind hou dalk van fietsry en daardie kind hou van karre, so maak 'n storie op terwyl jy met die kind praat en jy weet, jy sit terug en jy het 8 fasiliteerders wat met 8 kinders werk en elke van daai kinders het 'n belangstellingsveld wat op daai oomblik geadresseer word. En dis die krag agter die AI, is hy kan dit doen. Okay, nou ja, en hy kan hulle ontwikkelingsvlakke hanteer. Hy kan hulle 'n moeilikheidsgraad kan hanteer. Hy weet presies wat spinne befida, wat hulle beperkings is daar. So dit ja. Maar dis nou die opdrag wat jy voor die tyd gee. Jy sê luister, jy begin vir my op hierdie vlak. En dan kyk jy of die kind bybly en dan gaan jy so 'n stukkie hoër en jy gaan 'n stukkie hoër totdat jy agterkom jy het nou die begripsvlak van daardie spesifieke kind bereik, dan staan jy nou daar vas. Jy beweeg nie verder nie, jy staan nou eers daar vas en daardie persoon volg jou instruksies presies. So kom ons kom terug na waar ons nou vandag sit. Jy sit nou met 'n slimspel, 15 jaar later vandat jy dit gedoen het. Nou weet jy daardie krag is tot jou beskikking. So ek weet jy het nou vir my gesê jy het so 'n bietjie gaan oplees en navorsing doen na ons eerste gesprek en jy het nou 'n klompie vrae en punte daar wat jy wil bespreek. So gaan wat sal jy nou vandag kan doen of wat wil jy op die tafel hê van daardie bladsy vol goed wat jy neergeskryf het? Kom ek net begin dat in my spesifieke program het gedurig visual aids, wat sê Afrikaans, visuele hulpmiddels nodig, die hele tyd. Nou, vir my om Google images te gaan soek en FreePix te gaan soek is verskriklike moeilik. En ek hou nie altyd van die FreePix wat hulle vir my gee nie, ek hou altyd van die vectors goedjies. So, dit is die eerste ding wat ek wil graag hê, dat daar visuele hulpmiddels is vir kinders. So as ek verduidelik 'n spesifieke item, het sy kleur of patroon of wat ook al, dat daar altyd visuele hulpmiddels is om kinders is net baie meer visueel ingestel en minder as auditief ingestel. So die visuele hulpmiddels wat AI vir my kan gee is net soveel beter. En nou praat ek glad nie eers van toe ek boeke geskryf het en ek prentjies moes soek nie, want daar is as 'n juffrou moet jy vir elke begrip 'n prentjie hê sodat 'n kind kan assosieer met iets, maar vir die kinders, hulle met speletjies, dis die een ding, deel van die visuele hulpmiddels is speletjies. Hoe meer 'n kind 'n speletjie speel, hulle master letterlik alles wat hulle speel. So speletjies is 'n groot ding waarmee ek hulp nodig het, is support nodig, hulp nodig het. En dan die visuele hulpmiddels om te kan prentjies kan hê en video's kan hê wat actually verduidelik die begrip wat ek wil plaas. So Ekskuus net, ek wil eintlik nou sommer die geleentheid vat en gee vir my 'n idee van 'n vraag wat ek moet vra vir 'n speletjie. So ek is nou 'n bietjie buite my diepte met dit. So gee my net iets wat jy sal tipies nou 'n speletjie voorsoek. Nou kyk ons. Ek voer dit in terwyl ons hier praat, voer ek dit in by ChatGPT en ons kyk wat kry ons. So gee my 'n idee. Een van my programme is getal en om byvoorbeeld 5, die 5 se getal as getal te kan beskryf of 'n kind 5 te kan leer. So jy moet kan vir hom sê waaruit bestaan 5. Okay, kom ons kyk. Gaan nou in Afrikaans met ChatGPT doen. Ek ook sê wat ek nou wou bysit is vir my in my ouderdomsvlak is verbeelding is kennis. As jy 'n kind se verbeelding vir hom 'n prentjie gee, dit is wat kennis is. So alles wat ek vir hulle moet leer moet baie konkreet wees. Weet as ek vir hulle 5 leer
Moet Okay, dit baie ons kyk. konkreet en visueel wees. Gaan jy vir ons wys wat jy daar doen? Nee, ek gaan nou vir jou teruglees wat ek geprompt het, nee, dat ons hom verfyn en dan gaan ek vir jou sê wat ChatGPT vir my sê. Terwyl jy so skryf, wil ek net sê dit is nie maklik om 'n taal vir kinders aan te leer nie. Dis nie maklik om alfabet vir hulle aan te leer nie. Daar moet prentjies bykom. Dit is nie maklik om die getaalbegrip van 1 tot 10 vas te lê nie. Dit is 'n ek ken nou ook net die Engelse woord continuous proses. Dis 'n eenlopende proses wat in 'n gedurende herhaling, repetition, die hele tyd om vas te lê, maar die eerste formule wat jy vir 'n kind gee. So ek leer byvoorbeeld vir 'n kind en dit is nou eintlik 'n klein geheimpie wat ek gee rondom hoekom daai kinders vandag nog onthou. Is byvoorbeeld as jy vir 'n kind leer 'n sirkel is 'n ronde vorm wat nie hoeke het nie. Jy moet dieselfde woorde in dieselfde volgorde die hele tyd gebruik. Dit is sy formule. So in alles moet jy probeer om 'n formule in te sit. Sodat 'n kind daai as hy die formule het en hy kan dit vir jou weergee. Sirkel, wat's 'n sirkel, Pietie? 'n Sirkel is 'n ronde vorm wat nie hoeke het nie. Dan weet jy het in jou doel geslaag. Want na die formule kan jy verder beweeg, dan kan jy die ding van die kant af beskou en daai kant af. Maar die formule moet eers vasgelê word. So dit was die ja, die geheim. Okay, maar jy die een wat jy sê formule toe dink ek wiskunde. So dis belangrik om te weet dat dis nie net 'n wiskundige formule nie, dit kan 'n gestruktureerde reeks woorde wees wat ook 'n formule is. Okay. Presies. Okay, so ek gaan vir jou lees wat het ek nou hier geskryf vir ChatGPT. Dan kan jy vir my sê of ek nog iets moet bysit, weet of ek die prompt beter moet maak of anders moet stel en dan kyk ons wat gee hy vir ons. Okay, is jy reg? Okay. Ekstra. Okay. Ek gesê baie opgewonde. Dink vir my 'n speletjie uit om 'n kind te leer van 5 en die getal 5 deur die kind se verbeelding te gebruik om self iets uit te dink om 5 beter te verstaan. Dit moet die kind se kreatiwiteit baie goed gebruik, maar moet 'n speletjie wees. Is daar iets wat jy wil bylas? Nee, dit sê presies. Okay, so kom ons kyk wat gee hy vir ons. Kan jy met hom Afrikaans praat? Ja, jy kan met hom enige taal in die wêreld praat. Oh my En word. hy antwoord my ook nou in Afrikaans. Hier is wat hy sê. Is jy reg? Okay. Hy sê hier is 'n speletjie. Ek onthou nou jy moet nou hierdie speletjie wat hy nou uitgedink het, moet jy nou vir my evalueer, né? Jy moet nou vir my sê hoor hierson ja, weet jy wat? Daai speletjie gaan nooit werk nie. Hoor hierson dit is nou 'n oulike idee. Verstaan? So ek gaan hom vir jou lees wat hy geskryf het en dan kan jy antwoord daarop. Hy sê hier is 'n speletjie wat sterk op verbeelding en kreatiwiteit bou en die kind help om die idee van 5 self te ontdek. Die speletjie se naam is die Koninkryk van 5. Die doel. Die kind ontdek dat 5 'n spesiale getal is deur self stories, voorwerpe en oplossings te skep. Kyk, die storie begin, jy lei net liggies. Daar is 'n geheime koninkryk waar alles in groepe van 5 moet wees. Maar die koninkryk is deurmekaar. Dinge is weg of daar is te veel of te min. Ons moet dit regmaak. Hoe om te speel? Bou jou eie 5. Sê vir die kind, kan jy vir my 5 iets maak? So laat hulle self kies. 5 speelgoed, 5 klippe, 5 tekeninge, 5 klanke, klap jy hande 5 keer, wat ook al. Die belangrikste, hulle kies self wat 5 beteken. Dan die verbeelding uitdaag. Gee 'n kreatiewe probleem. Die draak het net 3 skatte, maar hy het 5 nodig. Wat kan ons doen? Die prinses het 6 blomme, maar sy wil net 5 hê. Hoe maak ons? So laat die kind byvoeg, wegvat, verander en dan skep jou eie 5 wêreld. Laat die kind iets uitdink soos 'n dier met 5 bene of 'n huis met 5 vensters of 'n robot met 5 knoppies. Vra, hoekom het jy 5 gekies? Nou begin hulle sin maak van die getal. Dan beweeg soos 5.
Maak dit fisies. Spring 5 keer, klap 5 keer. Neem 5 tree soos 'n reus, of Ja, 5 tree soos 'n muis, of 5 tree soos 'n robot. Dit koppel die liggaam en die getal aan mekaar. Dan die groot vraag, baie belangrik. Aan die einde vra jy, wat maak 5 spesiaal? Laat hulle in hulle eie woorde antwoord. Dan sê hy, hoekom hierdie speletjie werk? Die kind ontdek self, nie net memoriseer nie. Gebruik verbeelding en liggaam en ja, taal. konkreet. Bou 'n gevoel vir hoeveelheid, nie net die simbool 5 nie. Leer basiese optel en aftrek sonder formele wiskunde. En dan sê hy, as jy wil, kan ek hierdie speletjie uitbrei in 'n volledige lesplan. Ja. Praat net. en dis wat hy gedoen het met daai een prompt. Nou jy kan nou gaan en as 'n educator kan jy nou sulke goeters jy kan vir hom sê oor sommer okay, jy hou daarvan maar maak hom vir my so of wat sê jy vir my kan doen met 6, jy weet of iets soos dit. Ja. Jy kan hom instruksies gee. Daai les is al klaar seker 'n week se werk. Wat ons jy kan in 'n paar minute alles gedoen wat hy het. dag ja, elke dag kan jy jy weet dit gaan ook oor die ontwikkelingsvlak van die kind. So en sy moeilikheidsgraad. So jy kan maandag hierdie gedeeltetjie vat en dan brei hom uit. So ek sal vir hom vra, so verdeel nou al die goed wat jy vir my gesê het in 5 dae. Sodat ek elke dag net 'n bietjie dat mens bou op die een ding en wat hy ook sal doen hè. Hy sal dit ook doen. Jy vir hom sê maandag tot Vrydag werk vir my 'n plan uit van maandag tot Vrydag. Maar hier is ons nou die ding. Dis nou jy as die skepper van die speletjie, nee, of die fasiliteerder vir die kinders wat hierdie krag tot jou beskikking het. Waar vat ons dit nou heen om vir die kind tot voordeel te wees? Ja, want die kind gaan nie hierdie tipe gesprek met ChatGPT kan hê. Nee. So hy kan dalk vir die ChatGPT vra, ek sal skryf, ek weet nie of hy dit sal kon skryf nie, verduidelik vir my 5. Okay, maar nou, jy het nou gevra of kan ek Afrikaans praat. Afrikaans met ChatGPT praat. Sê ek ja. Weet jy dat daar 'n mikrofoon is waarmee ek met hom in Afrikaans kan praat? Ek druk 'n mikrofoon en ek praat. In plaas van tik kan ek met hom praat. So die kind kan net vra. Ja. Oh my goodness, jy het my. Jy druk die mikrofoon. Kyk, kom ek wees baie eerlik, nê. Die AI is nog nie daar waar dit alles seepglad verloop nie. So wat ek gevind het byvoorbeeld is Afrikaans met die mikrofoon is nie so glad soos Engels met die mikrofoon. Byvoorbeeld, weet op my selfoon kan ek byvoorbeeld, ek weet nie hoekom nie, maar op my selfoon kan ek nie met my AI Afrikaans praat. Maar op my rekenaar kan ek Afrikaans praat. Jy weet, wanneer hy met jou terugpraat, gebruik hy 'n transkripsie wat hy vir jou teruglees. So jy kan byvoorbeeld as hy hierdie ding, okay, ek het nou nie die agent gebruik nie, maar jy kan byvoorbeeld daai sinnetjie wat hy sê, die kind kom ons vat hierdie woord. Hulle sê die groot vraag, baie belangrik. Aan die einde vra jy, wat maak 5 spesiaal? Jy kan letterlik dat die AI daai woord of hy sinnetjie, wat maak 5 spesiaal vir die kind verbaal gee. So hy hoef hom nie te lees nie, hy hoor hom en dan wanneer die kind antwoord, dan druk hy die mikrofoon en hy antwoord. Dit is waar AI is, maar dit is soos ek sê nog nie perfek nie. Kom ons sê en ek en my vernoot is lief daarvoor om dit vir mekaar te sê. This is the worst it will ever be. Met ander woorde, hy gaan net beter word. So 5 jaar van nou of 10 jaar van nou af gaan hierdie beperkings nie meer beperkings wees nie. So kom ons aanvaar vir alle praktiese doeleindes. Die AI kan met die kind praat en die kind kan met die AI terugpraat in enige taal van die wêreld. Okay, so jy het nou daai krag ook. Maar weer eens, jy is nou net een persoon. As 8 kinders, jy het nou gesê jy sal daai 8 mense wat nou daar by jou voordeur opgedaag het, gaan jy nou vir hulle sê luister, doen dit. Maar jy gaan nie net vir hulle sê vat hierdie speletjie wat ek uitgedink het nie, jy gaan vir hulle sê, gaan dink 'n speletjie uit. En praat met die kind. Weet en wat ook al en hy volg 'n sekere reeks instruksies wat jy vir hom skryf om al 8 van daardie kinders besig te hou vir die hele oggend.
en jy kan letterlik terugsit en jy kan net seker maak alles verloop glad as die educator. En dis 8. Verbeel jou nou daardie 8 kinders, jy het nou gesê die perseel waar jy was kon net 8 kinders hanteer het, maar as jy nie by 'n perseel beperk is nie, as jy nou dink in terme van landwyd en jy het 200 mense wat hulle kinders by jou program inskryf, kan jy 200 van hierdie mense hê wat by die kind gaan sit en saam met die kind 'n instruksie volg wat jy skryf om hulle te help volgens jou kennis en jou vaardigheid in slimspel. Hoe klink daardie idee vir jou as 'n ek wil dit nie 'n besigheidsplan noem nie, alhoewel dit is, maar net 'n kreatiwiteitsuitlaat, outlet, creativity outlet vir dit wat jy in jou kop het wat daar rondmaal om te kan sê, weet jy wat, ek hoef nie meer met 8 kinders te werk, ek kan met 800 kinders gaan werk, want ek het hierdie vermoë. My uitdaging is een van my goed wat ek leer vir onderwysers is slimspel maak kinders betrokke by hulle leer. So die materiaal, die hulpmiddels wat ek vir gegee het, is baie spesifiek uitgesoek. Dis baie spesifiek beplan. Jy weet, as ek dink aan Pinterest. Pinterest het duisende idees. So ek is seker ook daar is miljoene idees binne in AI, maar daar ek het letterlik gaan sit en elke kriteria gebruik om al my apparate uit te dink en te kies. So een van die goed was, die eerste ding is, 'n kind moet nie verveeld raak met 'n aktiwiteit nie. So as ek enigstens opdragte gee vir my fasiliteerders, hierdie slim mense, is dit basies dit. Is die kind moet nie verveeld raak met die ding nie. Hy moet in sy ontwikkelingsvlakke, hy moet vorderingsvlakke in hê. Hy moet by 'n punt begin en hy moet opbou totdat 'n kind bietjie beter leer. So die basiese kriteria is dat 'n kind sekere vaardighede ontwikkel binne in daai ding. So want ek eintlik wil gaan is dit moet baie konkreet wees. So as AI in staat is om my te help, om kinders te help om betrokke te wees by hulle leer, om hulle verbeelding te aktiveer en om vrae die hele tyd te aktiveer, dan is dit die wonderlikste ding om te hê, want soos jy nou gesê het, 'n fasiliteerder is net een. En ek kan net so vir dink. So my produktiwiteit met AI, met al hierdie hulp, gaan net soveel meer wees. Want soos ek sê, dit het 5 jaar vir my gevat om daai goed te gaan uitsoek en uit te gooi. Dan dink ek, hierdie is 'n oulike aktiwiteit. En dan kry die kind dit beet en dan doen ek glad nie wat ek wou hê nie, en dan moet ek dit uitgooi. So, hier's 'n vraag vir jou. Want ek kyk nou vreeslik baie video's en doen self navorsing, weet uit die perspektief van die ontwrigting wat met AI kom. Want ek dink dit is nodig vir my om te weet wat die wêreld dink daar buite van AI. En ek het byvoorbeeld stories gehoor van Uber. Nee, hulle het iets soos 9, ek praat onder korreksie, maar ek dink hulle het 9 miljoen geregistreerde bestuurders wêreldwyd. En met AI en wat Tesla byvoorbeeld nou doen met hulle self-driving, is daai 9 miljoen mense se werk is in gedrang. Want jy kan nou 'n kar kry wat homself bestuur. Nee, Tesla doen dit mos, hulle noem dit full self-driving, en hulle blykbaar gister of eergister het hulle nou die eerste van hierdie taxi's van hulle gemaak of geproduseer, wat letterlik die kar, hy is 'n kar met 4 wiele en deure, maar hy het nie 'n stuurwiel nie, hy het nie pedale nie. Hy het sitplekke vir 4 of 5 mense, so jy wil nou vanaand uitgaan, byvoorbeeld jy gaan nou na 'n konsert toe, so jy kontak, soos wat jy Uber sal kontak jy nou hierdie taxi, en hy daag op by jou voordeur, en jy klim in, maar daar's niemand. Daar's letterlik nie eens 'n stuurwiel nie. Jy klim in, daai kar ry jou met GPS en kaarte, ry jou tot by die plek waar jy wil wees, en na die tyd bring hy jou weer terug, en nou hier is ons nou die belangrike ding om raak te sien, 9 miljoen mense verloor hulle werk.
Want daai taxi kan baie goedkoper bedryf word as om 'n bestuurder te betaal. So kom ons sê in plaas van R50 vir 'n trip met Uber, kos dit jou nou R5. Nee, want dit is goedkoper om dit te doen. En as elektriese kar, hy gebruik nie petrol. Jy weet, hy's nog boonop elektries ook. So petrolpryse affekteer hom nie. Dis die ontwrigting. 9 miljoen mense gaan hulle werk verloor, maar jy kan nou gaan as 'n entrepreneur en sê, hoorie, maar ek koop 2 of 3 van daardie voertuie op finansiering en ek begin my eie taxi besigheid. Nee, so skielik ontstaan daar 'n besigheidsgeleentheid vir jou eerder as net 'n beroep of 'n inkomste. Jy het 'n besigheid. Jy kan nou jou eie taxi bedryf met 3 van hierdie voertuie of 5 of hoeveel ook al jy kan bekostig. Maar dis die ding van waar AI heeltemal 'n omwenteling in ons gedagtes gaan bring. So as ek nou vir jou sê, vir jou as Sonet, wat kan jy met hierdie tegnologie doen? Nee, dis beskikbaar. Wat sal jy nou sê vir die ouers daar buite? Want onthou jy jou hierdie video wat ons nou hier maak, kan ook vir ouers van kinders, jong kinders kan dit sien. En net voordat jy antwoord, wil ek net iets anders belangrik ook op die tafel sit. Een van die video's wat ek ook gister gekyk het die ou toevallig gesê, maar ons moet iets kry wat AI nooit sal kan doen. Dit as jy nou bekommerd is oor AI wat jou werk gaan vat. En iets wat die voorbeeld wat hy gebruik het, is byvoorbeeld, AI kan nie namens jou na 'n partytjie toe gaan nie. Jy kan nie namens 'n AI robot, kom ons sê daar's nou een van hierdie robotte wat letterlik so slim is dat hy kan vir jou kos maak en hy kan jou bed opmaak, en hy kan alles doen. Want die robotte hulle gebruik ons die Engelse woord is dexterous, dink ek, wat beteken motoriese bewegings, alles. Dit is 100% daai robot het die intelligensie van 'n mens en hy die bewegingsvaardigheid van 'n mens en hy sterk genoeg om goed op te tel wat jy sou kon optel en fyn genoeg om 'n eier te vat en te breek en ontbyt te maak. Dit kom, as dit nie alreeds daar is nie, daardie gehalte van robotte se fynmotoriese vaardighede kom. Maar jy kan nie daardie robot namens jou na 'n partytjie of 'n konsert toe stuur. Hy gaan net nie namens jou kan geniet nie. Okay, so hier kom ek nou met die invalshoek. Daar gaan altyd 1-jarige kinders en 2-jarige kinders wees wat moet leer lees en leer skryf. Jy gaan nie daai proses van 1 en 2 en 3-jariges kan vervang met AI. So jou werk in Slimspel is om daai kinders te leer om te kan lees en te kan spel en te kan praat en te kan kommunikeer. So jou mark is redelik veilig. Jy weet, AI gaan nie jou mark kom oorvat in die sin van jou kliëntebasis wegvat. Maar jy moet nou iets uitdink om daai kliëntebasis te behou vir Slimspel. So wat sal jy sê vir die ouers wat nou dalk na jou luister? So ek sal begin deur te sê ek was in die era waar die calculator, die sakrekenaar glad nie in skool gebruik mag word nie. En inteendeel, as hulle jou vang met 'n sakrekenaar hier onder die tafel, is jy op die rooi tapuit. Maar toe ons skool verlaat, toe is daar nou 'n sakrekenaar wat nou so slim is en ek wil net by sê, almal het gedink ons gaan baie lui wees. Dat hierdie ding gaan vir ons almal baie lui maak. Maar toe sit hulle 'n funksie binne in daai sakrekenaar wat die menslike brein net nie kan uitwerk nie. Sin, kos en tan, jy kan maar maak wat jy wil, jy gaan dit nie met jou brein uitwerk nie. So ek weet dat ons as in die onderwys moet aanpas. Ons moet aanpas, ons gaan agterbly as ons nie aanpas nie. So ek is seker dat AI in die onderwys my as fasiliteerder gaan komplementeer, maar nie vervang nie. Hy sal my nie kan vervang nie, want hy kan nie die leiding gee, die besluit neem nie. Hy kan nie empatie hê met die kinders nie. Hy kan nie sosialiseer en interaksie wat ek as fasiliteerder kan gee nie. So ek glo dat my menslikheid nog belangrik is vir 'n kind. My vat aan die kind en vryf sy ruggie en vryf sy koppie en sê, juffrou is baie trots op jou. Daai prys wat 'n kind so graag wil hê en daai beloningsstelsel, een van my belangrike aspekte in Slimspel is 'n beloningsstelsel.
As daar nie 'n beloningsstelsel is nie, dan gaan slimspel nie werk nie. 'n Kind moet gemotiveer word om die volgende ding te doen en het niks met sweets te doen nie. Dit het te doen met ek prys jou, jy het hierdie reg gekry en dan die volgende ene. Ja, ons moet kinders leer om nie net alles te aanvaar soos dit is nie, om te ondersoek, om te onderskei, om te kan toets. Hierdie antwoord wat ek gekry het, is dit nou die regte? Om die vermoë te hê om nie net blindelings te vertrou nie. So, ek dink dit is die beginsel wat ons vir kinders moet leer, voordat ons hulle, ek wil amper sê, blootstel aan AI, is om te leer, hoorie, so daai ding kan ook foute maak. Hy is nie almagtig nie. Daar is nog leiding nodig, daar is nog ontwikkeling nodig en ja, om regtig kinders te leer om alles te kan bevraagteken. Ja, so ek dink daar is regtig die 3 dinge wat ek genoem het, daar moet balans wees. Daar moet veiligheid wees in die hele opseg en kritieke of critical thinking, wat is die Afrikaans daarvan? Critical thinking. Onderskeiding. Ja, ja, so maar ons moet aanpas en ons moet saam met dit groei. En gelukkig is daar nog nie robotte wat voor 'n klas staan nie. Daar is nog net juffrouens met vlees. Ja, so, maar as ons nou praat van die konteks van daardie 8 kinders wat ons nou die hele tyd gebruik het, nê? Jy gaan nou nie 8 robotte hê wat môreoggend by jou voordeur kom aanklop nie, maar jy gaan 8 selfone hê of 8 laptops. Kan ek net verder voer wat jy wil sê is die produktiwiteit wat saam met AI kan kom binne in so 'n klassituasie van special needs van kinders, die produktiwiteit, die goed wat hulle mee kan help om daai kindertjies se lewe vir hulle van te maak en dat hulle beter leer, is net so groot. Ek dink dit vir my as fasiliteerders, opvoeder, gaan dit die mees exciting journey wees om op te gaan, om te kan ontdek wat kan AI my meer produktief meemaak. Ek wil net gou terugkom na die punt wat ek gemaak het oor die robotte, want jy gaan nie nou 8 robotte hê wat daar by elke kind gaan sit nie. Nee, jy gaan kom ons sê 8 laptops hê of 8 tablette of 8 selfone en die AI gaan met die kind kommunikeer. Nou kan 'n mens aanvaar 'n 1-jarige kan nog nie lees of skryf nie. So daar moet dalk nou volwasse toesig wees. Nee, kom ons gebruik die Engelse woord adult supervision. So en ek kom nou terug na die adult supervision toe in 'n oomblik. Maar kom ons sê jy beweeg weg van in ons gedagtes beweeg ons weg van die klaskamer met 8 kinders en ons beweeg na 8 huishoudings waar die ma of die pa beskikbaar is. So die ma of die pa is jou fasiliteerder. Maar jou AI op die selfoon of op die laptop het jy geskryf, jy het die instruksies. Dis die slim persoon wat nou uitgestuur word en die stories moet uitdink en die kind moet lei en wat ook al. Ons het in ons laaste gesprek gepraat van fyn motoriese vaardighede. Ek dink jy het gepraat ook van die oor kruisbeweging. Ja. Jy moet middelyn kruising. Middelyn, yes, dis reg. En ons het gekom by die idee van 'n kind wat 'n spiraal moet uitknip met 'n skerp. Ja. 'n gewone skerp en kan AI help met daardie proses om te kyk ek het die kind gewonder. Ja. En ek het dit al 'n paar keer in van die opvolggesprekke het ek dit gebruik, nê, wat ons in daai gesprek bespreek het, maar ek wil dit graag weer aanspreek in hierdie gesprek van jou en my nou. Jy as 'n fasiliteerder, kom ons sê daar sit nou 'n kind voor jou en jy moet daardie kind leer om met 'n skerp 'n spiraal te kan uitknip. Waarvoor kyk jy spesifiek? Waarna sal jy kyk om te weet of daardie kind die regte tegniek volg, die regte ding doen, of is dit nie regtig belangrik om te weet of hy dit reg doen nie, maar dit net kan doen? Nee, weet jy, ek is van daai juffrou wat hands-on wil wees. So ek wil agter 'n kind staan en sy handjie, my hand op sy handjie kan sit en sy skertjie vir hom te wys. Dis hoe jy hom vashou. Die potloodgreep is ook 'n groot ding vir die graad entjies. Daar's 'n spesifieke manier waarop 'n kind moet aanleer. As jy nie daai konkrete
'n hands-on ding met 'n kind doen nie, dan kry jy kinders wat vandag soos byvoorbeeld soveel kinders wat ek nou in terapie sit wat 'n A of al die ronde lettertjies verkeerd om. Hulle werk om onderom. So konkreet moet 'n mens nog by jou kind wees. Jy moet sy handjie kan vashou. As ons die kleintjies doen bottelproppies, dat jy vir hom wys hierdie handjie en dan moet jy hom omdraai. Dan sit hierdie is die dominante handjie dan die dom handjie wat die bottelproppie moet oopdraai en weer terugdraai. So ek was nie seker hoe kan AI help met daai hands-on situasie nie, maar Kom ons begin by die feit dat argumente onthou, net om dit bietjie op konkreet vir ons gesprek te maak. Jy sit in Pretoria. Jy het 'n ma wat haar kind by jou inskryf en die ma sit in Appington. Okay, so daar's nie gou ons hardloop oor en gaan help nie. Dit is die ouers is en die kind is in Appington in die Noord-Kaap, jy sit in Pretoria. So jou agent, of jou AI robot wat jy nou vir hulle stuur, moet 'n sekere hoeveelheid van daai funksies kan doen, maar daar's 'n sekere hoeveelheid van daai funksies wat die AI nie kan doen nie. En jy het jy daarna verwys van fisiese kontak. Net letterlik die drukkies gee of net mooi op die skouer klop en sê mooi man, yes, jy het dit nou gedoen. Jy weet daai affirmation. Dit kan die AI nie doen nie. Daai menslike verhoudingsbou gaan die AI nie kan namaak nie. So jy gaan nou uiteraard vir die ouer daardie funksies delegeer. Dis hoor jy sit in Appington, ek is nie daar nie, jy moet X, Y en Z vir my doen, maar waar kan die AI betrokke raak? So om terug te kom na die uitknip. Ekskuus, ek wil net terugkom na daai gesprek toe. Dan kan ons nou kyk na goed soos byvoorbeeld die potlood vashou en die bottelkop proppies en so aan. Wat ek het jy laas oor gepraat het is, jy kan vir die kind sê, luister, knip vir my op die lyn uit, en dan kan jy vir die ouer vra, neem 'n foto en laai dit vir die AI op, en daai AI moet vir 'n sekere hoeveelheid goed kyk. Dis waar my vraag nou is, waarvoor sal jy, as 'n menslike opvoeder, kyk wanneer 'n kind 5 cm ver geknip het? Wat is vir jou belangrike goed om raak te sien? Wat jy nou vir die AI kan gee en sê, kyk vir my na dit en dit en dit. ja. Help ons net 'n bietjie met konkrete voorbeelde. Waarvoor sal jy kyk? Weet jy, as ek net dink aan my dogters, hoe hulle tutorials luister. Dis eintlik basies wat jy dis daai kort, hou die proppie so vas, gebruik hierdie vinger. Verstaan jy? 'n kort opdrag te gee om daai presiese ding, maak so, nou die volgende ding maak so, nou die volgende ding maak so, nou draai jy hom so, of nou vat jy die skertjie in sy groot kant, moet hy in jou duim wees. So daai detail, dink ek, is belangrik, om vir die AI te sê, hy moet vir die kind kan 'n tutorial gee. Wat is die Afrikaans daarvoor? Ek dink nie daar is 'n mooi woord daarvoor nie, hoor. Gee vir hom 'n tutorial oor presies hoe hy hom sy handjie moet vashou. So 'n kind het 52 vaardighede nodig om skoolgereed te wees. Okay. So ek gaan al daai vaardighede kyk. Ek het laas vir jou genoem van hierdie spesifieke speletjie wat ek het. Ek het is kleurstroke, en dan gebruik ek 'n kleurstrook kaartjie aan die een kant, en aan die ander kant met 'n kind kleurpegs, wasgoedpennetjies vaspeg aan daai ding. So ek gaan kyk na al die vaardighede wat 'n kind gaan ontwikkel as hy daai aktiwiteit doen. Soos daai aktiwiteit is fynmotories, handvaardigheid. Hy moet hierdie kan vashou en moet hierdie dis twee verskillende vaardighede. Hy moet hier vashou en hier moet hy knip of knyp, en dan moet hy sy middellyn kruis, en hy moet oog-hand koördinasie, en hy moet kan visueel diskrimineer tussen kleure. So vir elke aktiwiteit sal verskillende vaardighede nodig om daai aktiwiteit te kan doen. En dit is nie, 'n kind moet dit nie net hê nie, hy gaan dit ontwikkel terwyl hy daai aktiwiteit doen. Maar hoe sal jy nou jou AI opdrag gee om daai kleurkaart te monitor? Want onthou, jy's nie daar nie, jy het nou die aktiwiteit uitgedink, jy het die instruksies geskryf, die AI gaan jou instruksies volg, daar's 'n ouer, 'n volwasse persoon wat toesig hou, wat kan foto's neem en kan oplaai. Maar die kind moet nou fisies vat, daar was goed pennetjie en die kleurkaart.
So vat ons deur 'n proses. Wat moet jou agent alles kan doen? Weet jou AI, ek bly nou verwys daarna as agent, maar kom ons noem dit dan eerder vir nou jou AI robot. Weet Chatbot. Ja, chatbot is nie die regte ding nie, want dis die gratis weergawe van AI, nee. Dit is iets wat jy nie kan oplei nie. Jy kan nie instruksies vir die chatbot gee nie. Hy doen wat hy doen. Jy noem dit 'n agent. Ek noem dit nou 'n agent, want dit is die woord wat in die industrie rondgegooi word en gebruik word. Maar kom ons noem dit 'n robot. Net vir 'n bietjie meer visuele verwysing. Daar's 'n robot wat sal doen wat jy vir hom gesê het om te doen. En jy weet daardie robot moet nou 'n kind help om daai wasgoedpennetjie ding te doen. So waar begin daardie robot? Hy staan nou daar by die kind en die ouer en sê okay, jy moet nou vir my 'n stuk papier vat. Of gaan hy vir hom sê jy moet vir my 'n gekleurde stuk papier vat of gaan jy vir hom sê jy gaan half my papier 3 uit die pak wat ek vir jou gestuur het. Weet begin vir ons ernstig wat jy sou gedoen het. Of die kleurstroke. Ja, kom ons vat daai as 'n voorbeeld. Kom ons vat dit as 'n voorbeeld. So net so uit die face uit te dink is daar hy moet seker maak dat daar verskillende kleure pegs aan die een kant lê, aan die dominante kant en dan die kleurstrook. So die kleurstroke het ook vorderingsvlakke. Sy sê nommer 1, kaartjie nommer 1 moet voor die kind lê, enige manier op die tafel neer lê en die kind moet dan nou met sy handjie daai kaart kan vashou en die kind moet self uitfigure hoe moet hy daai kaartjie vashou. So ons gaan nie vir die kind sê hou die kaartjie so vas nie, want op die ou ende moet die kind kan sien hier is die kleure voor my. So ek gaan nie die kleure kan sien as die kleure aan die agterkant is nie. So vir die robot of die agent moet sê vat nou hierdie kleurstrook in jou linkerhand en dan soek jy 'n kleur wat pas by die eerste strokie of die eerste kleur. Kom ons vat dit as 'n beginpunt. So jy gaan vir die ouer wat nou by jou ingeskryf is, gaan jy sê luister staan reg met jou foto, met jou kamera, met jou selfoon. Neem vir my eers 'n foto van wat op die tafel voor die kind lê. Okay, so jy gaan vir die agent sê ek wil hê jy moet seker maak wat is die kind se dominante hand. So jy gaan vir die robot gaan vir die ouer vra, hoorie is jou kind links of regs? Dan gaan die ouer intik my kind is regs. Goed, dan sê neem nou vir my 'n foto van die kleurkaarte by die linkerhand en die wasgoedpennetjies aan die regterhand. Dan gaan die ouer en hy neem 'n foto en laai dit op en dan gaan die agent 'n evaluasie maak en sê of die robot dan nou die robot gaan nou 'n evaluasie maak en sê ja, okay, dit lyk goed. Ek sien nou die wasgoedpennetjies by die regterhand en ek sien die kleurkaart by die linkerhand. Volgende is jou kind moet asseblief die kleurkaart in sy linkerhand vashou. Maar daar's nie 'n spesifieke instruksie wat nou gevolg moet word van hy moet so of wat ook al vasgehou word nie. Dis irrelevant. Jy gaan net vir jou robot sê, vra vir 'n foto nadat die kind die papier vashou en dan gaan die kind se foto wys dat die kleure wys verkeerde kant toe. Dan gaan die robot stop en sê, "Wow, byt dit vas, kan jy die kleure sien?" Ja. Nee, dan gaan die kind sê, "Nee." Sê, "Okay, wat kan jy doen?" "O, weet jy wat, ek kan hom omdraai." Dan neem ons weer 'n foto, laai op en sê, "Ja, kyk mooi. Nou kan jy die kleure sien." So jy kan sulke stappe inbou vir jou robot. Elke keer as die mamma 'n foto neem, dan voer sy dit in vir die agent. Maar ja, nie elke keer nie volgens jou instruksies. Verstaan, want soos jy sê, die manier hoe die kind die papier vashou is nie belangrik. Ja. Maar hy moet wel die kleure kan sien. Verstaan? So party kinders gaan hom dalk weet hulle vingers gaan anders te vashou as die res. Dis nie noodwendig iets wat jy nou sê is belangrik nie, solank as wat hy die papier kan sien, die kleure kan sien. Ja. Dis belangrik dat die agent ook weet daar is 'n ontdekkingstog vir 'n kind. Hy moet 'n ding optel en hy moet self uitfigure, maar ek het nou die kaartjie verkeerd hierso. En die ander ding is 'n kind is nog nie daar is sekere ouderdom wanneer 'n kind sy dominante hand. So hulle praat nie so baie van sy dom handjie en sy slim handjie nie. So 'n kind moet ook uitfigure. Hy kan dit enige manier. Hy kan nou hy gaan uitfigure, maar dit voel nie lekker nie. Dan gaan hy dit self omdraai. Selfs met wasgoedpennetjies, jy weet as hy wasgoedpennetjies is 'n kind outomaties gebruik as hy
sy dominante hand en hy sal, as jy sê, okay, sit dit nou met die dom handjie, sal hy in elk geval die waskepennetjie vir die slim handjie gee en opsit, maar dit is vrae wat jy moet inwerk dan vir die agent, om te sê, onthou, kyk daarna. Hoe beïnvloed dit nou jou gedagtes vir slimspel? Want ek meen, nou gaan jy nie meer 'n boek skryf of 'n boks bymekaar sit met 'n klomp aktiwiteite nie. Jy gaan uiteraard anders dink oor oor slimspel. Jy weet, so deel so 'n bietjie jou sentimente met ons. Elke aktiwiteit het 'n ander vorderingsvlakke, ander instruksies. So mag ek vir AI gaan vra vir my daar instruksies te gaan uitwerk, want dit is baie werk. Natuurlik, maar onthou nou daar's nou die twee vlakke wat ek wil hê jy moet aan dink, nee. Die een kant is dit wat die AI vir jou kan doen. Nee, jy kan nou gaan en sê, soos ons hierdie speletjie uitgedink het van 5 saam met ChatGPT, nee. Ek meen, jy kan die AI vra om vir die instruksies en wat ook al te help, maar nou het jy dit. Nou wil jy kliënte gaan kry en jy wil die AI vir daardie agente vir daardie kliënte kan aanstuur om seker goed te help. En dis eintlik waarop ek sin speel. Want nou dink jy in terme van, hoe kan die AI my as 'n educator begin dupliseer? En dit lê alles in die instruksies. Nou, die woord wat nou oralste in al my gesprekke al uitgekom het, is pedagogie. Die pedagogie is die verskil. Nou, hierdie podcast se tema is AI in education, nee, AI in onderrig. Is dit 'n foefie? Is dit iets wat gekom het om te bly? Is dit 'n gevaar? Gaan dit onderwysers vervang? Weet, daar's so baie wat ek aanspreek in hierdie podcast reeks oor AI in education, maar die een ding wat ek letterlik nog in elke gesprek teëgekom het, is AI sonder pedagogie gaan nie in onderwys werk. Dis so eenvoudig as wat dit is. Nou dalk ergens in 'n gesprek wat ek nog met iemand het in Nieu-Seeland of in Alaska wat ook al sê van ja, ek het uitgefigure jy kan hom weet so en so gebruik en dan verander dit nou weer alles. Maar op hierdie stadium kan AI rekenaarprogramme skryf. Nee, daar's agente wat vir jou e-mails kan antwoord, wat met jou kliënte kan skakel, nee, wat vir jou koffie kan bestel, wat jou inkopies kan gaan koop. Daar's soveel agente op hierdie oomblik daar buite wat vir jou so verskriklik baie goed kan doen. Maar daar's nog nie agente vir education. En die rede daarvoor, wat ek nou op hierdie stadium nou al agtergekom het, is dat daar is nie pedagogie. En waar kry jy pedagogie? Jy kry dit by die educators. Mense soos jy. Jy moet gaan en jy moet daai pedagogie gaan skryf, sodat die AI 'n waarde toevoeg tot jou besigheid. Kan ek daai antwoord? Asseblief. Ek het bietjie gaan notas maak oor wat AI vir my as die skrywer, en kyk, al die juffrouens moet iewers beplanning doen. So, ek dink nie daar's 'n onderwyser in hierdie wêreld wat nie iewers in sy loopbaan moet beplan nie, sy werk moet beplan nie. So, daar's vir my 5 goeters wat vir my uitstaan rondom die ondersteuning wat AI vir my kan gee en my en ek moet hom sê, my creative partner, my kreatiewe vernoot, die een wat vir my produktiwiteit boost. Ek weet nie wat ek anders te kan sê nie, is gee van idees, 'n idea generator, wat idees kan uitdink. Want hoorie so, daar's 'n punt wat 'n mens kom, nou is ek so moeg, ek kan nie aan iets nog dink nie. So jy kan vir hom sê, gee vir my nog idees. Content te kan gee, die inhoud, gee vir my asseblief die inhoud van wat ek nodig het. Om dit persoonlik te maak, met ander woorde, dit aan te pas volgens my ouderdomsvlakke waarin ek werk. Ek werk nou met graad 8s en my vak is wetenskap en ek moet hierdie spesifieke content aanpas, so dit maak dit persoonlik, jy weet, personalised vir elke kind. Dis absoluut 'n meer effektiewe hulpmiddel. So, ek weet onderwysers sal saam met my stem dat 'n mens is net 'n mens en jy word moeg en jy gebruik omtrent aande, naweke om te beplan. So dit maak net my werk minder en my meer effektief.
So waarop ek 'n punt kom wat ek het nie nou nog verder idee nie, maak my net meer effektief. En dan een van die belangrikste punte is dit help met my taal. Spelling. Jy weet, spelling pas die hele tyd aan. As elke keer 'n nuwe spelreëls boek wat ons moet leer en wanneer is die woord een woord of twee woorde. Dit is net effektief gee dit vir my spelling, help my met spelling vir taal. So ons is as onderwysers wil graag perfek wees wanneer dit kom by die skryf en die taal. So hierdie was een van die 5 punte waar ek gevoel het dit is ongelooflik. Ons kan nie sonder dit meer funksioneer nie. Ek kan nie sien dat ons in toekoms gaan ingaan sonder AI nie. So ons moet aanpas en leer hoe om AI effektief toe te pas. En ons nie te vervang nie, soos ons sê, dat jy nog steeds daai persoonlike empatie deel kan behou en jou dat jy die een is wat dit bestuur en jy's die een wat dit in 'n spesifieke rigting instuur en ook beperk. Dat die kinders kan nou nie alles leer van 'n ding nie. Leer hulle om net hierdie deur te leer en dan die vraag te vra vir die volgende ding wat ons kan bespreek in die volgende ding. So ja. Ek meen jy was nou 'n onderwyser, nê? Jy het fisies in die klas gestaan as 'n onderwyser. En nee, jy het mos ek is reg. 25 jaar. Okay, so jy was vir 25 jaar 'n onderwyser, jy weet waarvan jy praat. En nou is jy 'n entrepreneur. Jy gebruik nou jou vaardighede om 'n besigheid te begin. So jy het 'n verwysingsraamwerk vir 2 verskillende vlakke van onderrig, as ek dit op daai manier kan uitdruk. En AI moet nou gebruik word as 'n hulpmiddel. En hier is die belangrike ding, ek wil graag jou opinie oor hê. Ons het net nou daarvan geweet, het ek dit aangeraak, maar ek wil regtig nou vir jou die vloer gee en jou regtig vra om 'n eerlike opinie te gee uit al 2 perspektiewe as iemand wat in die klas gestaan het en iemand wat nou jou eie besigheid het. Daardie pedagogie wat nodig is om die AI te maak werk in onderrig, kan dit sonder die onderwysers gedoen word? Nee, obviously nie. Kan nie. Kan ek nie as kom ons sê nou maar ek is 'n argumentsval. Kom ons sê nou maar ek is 'n Uber-drywer. Ons vat daai voorbeeld van die Uber, nê? Ek het nou my werk verloor. Ek het nou nie meer inkomste deur mense rond te ry nie. So ek gaan nou saam met ChatGPT of Copilot of Grok of wie ook al, ek gaan nou sit en ek gaan vir hom sê, dink vir my die pedagogie uit vir 'n speletjie om 'n kind te leer om wasgoedpennetjies aan 'n kleurkaart vas te sit. Ek wil 'n agent bou en ek wil daai instruksies hê van wat om dit te doen. Gaan so 'n persoon wat geen pedagogiese agtergrond het nie, die pedagogie kan skryf om 'n sukses te maak van so iets, of is die onderwyser in jou, daardie pedagoog, net daardie persoon wat geleer het om met kinders te werk en soos 'n kind te dink, is jy onvervangbaar in daardie proses of nie? So, jy weet AI weet van alles, iets. Maar hy's nie 'n mens nie. Hy het nie empatie nie. So, dis waarop ek sin speel. Die AI het seker al die kennis van, ek meen hy gaan deur al seker, as jy vir hom 'n vraag vra, sal hy gaan al sy resources gebruik om al die inligting te hê wat hy moet hê. Maar nee, hy gaan nie my as juffrou kan vervang nie, want daar is 'n menslike deel wat kinders, die behoefte is nog nie net om kennis te hê nie. Die behoefte is aanvaarding en die behoefte is nog steeds om iemand te wees. Ek weet nie of die AI daai menslike aspek van empatie, soos ek nou gesê het, kan vervang nie. Goed, so maar dis waarmee ek eintlik maar wil begin afsluit, is ons gaan onderwysers kry wat hierdie video gaan kyk. Mense wat fisies in die onderwys staan, wat bang is, soos wat jy bang was 'n week terug toe ons eerste gesprek gehad het, dat AI gaan jou werk as 'n skrywer kan vervang, nee, daar gaan onderwysers wees wat sê hierdie AI gaan my werk vat. Weet hy kan
geskiedenis en aardrykskunde beter verduidelik as wat ek dit kan verduidelik vir elke kind. En die kind wat 'n leerprobleem het, word apart gehanteer. Ek het 30 kinders voor my in die klas en ek moet deur my kurrikulum kom. Ek kan nie by elkeen van daardie 30 kinders uitkom nie, want daardie kind is 'n slow learner, hierdie kind is 'n visuele leerder, daardie kind is al lank al verby dit want hy lees ensiklopedieë vir stokperdjies, ensovoorts. En AI, dit kan elkeen van daai 30 kinders ontmoet waar hy is. En die kurrikulum met hom vat en aanpas en whatever. So ja, ek is baie bang, ek slaaplose nagte, die AI gaan my werk vat. Wat ek en jy nou vir mekaar sê is nee, dit nie as jy as 'n onderwyser net slimmer dink oor jou toekoms nie. Want wat het jy as 'n onderwyser, as 'n educator, wat het jy wat AI nooit gaan hê nie? Empatie, human touch, ervaring. Jy weet wat is belangrik vir die kind. Wanneer in die proses van wasgoedpennetjies en kleurkaarte, waar in daardie proses kom die aanmoediging in, waar kom die prys in? Weet, mooi, yes. En weet jy, ons as onderwysers, een van die goed in die pedagogiek wat vir ons geleer word, is om te kan diferensieer. So, ek weet nie of 'n AI, ek moet nog steeds die laptop oopmaak en 'n kind voor daai laptop sit, maar ek is die een wat waarneem. So, ons waarneming word geleer al op universiteit. Jy moet waarneem en te kan diferensieer tussen kinders, soos nou een sê. Ek weet nie, AI is nog nie op daar, 'n robot hier voor wat kan sien hoe hy met daai kind slaap vandag, hy hoor niks. Of jy weet, daai diferensiasie, hierdie kind's op hierdie vlak. Ons praat nie meer van dom en slim kinders nie, want dis net die ontwikkelingsvlak van 'n kind. Hierdie kind is nog hier. Hy verstaan nog hierdie en ek moet nog gaan uitfigure. Wat verstaan hy kind? Wat het hy in sy kop? En daai kind, kom ek gee vir 'n bietjie meer konkreet, nê? Kom ons sê nou daar sit 30 kinders voor jou en jy's nou 'n mens, jy's 'n onderwyser en jy sien daardie kind daar agter in die hoek het so 1000 miles stare in sy oë. Daai kind is nie by nie, weet, of daai kind het dalk 'n moeilike aand gehad, weet, of sy pa en sy ma het gisterand beklei en dit stres hom op, weet, of net daai meegevoel van hoorie, so daai kind is nie by nie. Jy kan nou daai kind vat en sê, Pietie, kom sien my gou na die tyd. En afhangende van wat die kind sê, gaan jy dan sê, okay, hoorie, so, okay, weet jy, ag is rustig, ek verstaan jy, jou hartjie is seer, ons praat môre weer. Of die kind wat net dood eenvoudig ergens verdwaal geraak het in die verduideliking van wiskunde. Jy kan vir daai kind sê, hoorie, maar okay, kom sit hier by my. Kom ons kyk hom van die kant af of die kant, weet of wat ook al. Jy daai oordeelsvermoë om te weet wat is die volgende vlak van benadering tot daardie kind. Die algemene indruk is dat AI gaan nie daai meegevoel hê nie. Wat die AI wel kan doen, is wanneer jy weet wat die volgende stap is, kan jy vir die AI sê, hoorie, so, gaan 'n bietjie terug na daai stap toe, of hoorie, so, gee vir die kind skiet, hy's nie vandag lekker nie, of wat ook al, so jy kan al daai instruksies vir die AI gee, om X, Y of Z te kies, en dienooreenkomstig dan nou te opreik, maar jy kan nie daai initiële oordeelsvermoë vir die AI gee nie. En dis waar die onderwyser belangrik is in hierdie hele ketting van AI en education. Dis my opinie in 'n geval. Dis wat ek op hierdie podcast probeer bespreek, is waar in hierdie hele proses is die onderwyser onvervangbaar. En net soos ek nou gesê het, net soos die sakrekenaar, 'n middel is wat die kind nie sonder kan klaarkom nie. Hy kan nie sin, kos en tan doen sonder haar, en dis nie, moet ons ook saam met die AI groei. Ons moet ongelukkig betrokke wees by die kinders se leer, en AI is nou 'n belangrike tool. Hy kan nie sonder AI sekere goeders gaan doen nie, net soos dat hy sin, kos en tan. So ons moet weet, ons moet nou inklim as mammas en pappas en as fasiliteerders, om in die onderwys te hierdie ding te ontdek en te groei saam met dit, en kan sien hoe kan dit ons kinders bevoordeel. Dit gaan alles oor om leer te verbeter. AI gaan leer
verbeter. AI kan effektief ingespan word. Ons gaan ook saam met dit die vermoëns van die kind verbeter. Ons gaan hulle nie lui maak nie, ons gaan hulle vermoëns verbeter. Ons gaan hulle help om 'n ontdekkingstog op te gaan oor inligting. Ek meen, ons weet vandag van goed wat nie eers in ons area is nie. Ons weet van insekte in 'n ander land. Kan ons alles uitvind van 'n land wat ons nooit gehad het nie. Ons moes dit konkreet by ons gehad het om dit te ontdek. Nou kan ons dit op AI ontdek en sisteme kan ontdek wat ons nooit sou gedoen het nie. So dit is die wonderlikste ervaring wat ons nou het as juffrouens, wat ons 'n tool het wat ons meer effektief gaan maak. Okay, so sê gou vir my, Sonet, jy het vir my in die begin gesê jy het 'n klomp goed neergeskryf wat jy wil aanraak in hierdie podcast. Het ons al jou punte het ons? Okay. Nee, ek wil net gou weet voor ons afsluit, wil ek vir jou kans gee as daar nou nog iets belangriks is wat jy voel jy wil sê, weet of wil bespreek. En dan kan ons afsluit, weet, want ek het nou 'n laaste vraag vir jou om te beantwoord, maar voor ons daarby kom, is daar iets wat jy nog wil bysit? Daar's die eerste vraag wanneer ek onderwysers oplei, dan vra ek altyd, wat is die grootste knelpunt vir jou in die onderwys? Dit kan enigiets wees, en ek praat nou nie van jou salaris nie, maar die knelpunt in die onderwys wat jy graag wil beantwoord. En jy sal nie glo wat so interessante antwoorde kry ek nie, en dis daai knelpunte waar ons AI kan betrek. Yes. En dis daai goed wat sê, jy sê, ek kom net tot op daai plek en ek kan nie verder nie. En in my geval is konstruktiewe stimulasie, en ek wonder of AI dit ooit sal kan help, maar konstruktiewe stimulasie is die antwoord om kinders voor te berei. So ek wil graag AI gaan ondersoek hoe konstruktiewe stimulasie in voorskool en vroeë kinderjare ek kan gebruik om kinders absoluut voor te berei vir skool. Omdat daar 7 uit 10 kinders in Suid-Afrika, 7 uit 10 kinders in Suid-Afrika is nie skoolgereed nie. So ek wil graag konstruktiewe stimulasie nog meer opbreek. Ek het dit nou vir 15 jaar opgebreek, ek seker daar's nog beter, meer produktiewe maniere om dit te doen. En dan ook 'n ander probleem is, in die skool is die 3 komponente van konstruktiewe stimulasie is herhaling, assosiasie en spel. En daai 3 goed is glad nie meer in die skool nie. En ek sal graag wil sien dat deur AI daar programme ingesit word waar daar meer herhaling plaasvind, dat daar meer assosiasie plaasvind, dat daar meer speel in skole is. Ek mens kinders master 'n ding as hulle dit speel. So dit is my knelpunte, en dit wat ek eintlik wil sê is, in elke juffrou se hart is daar iewers 'n ding wat sê, ek sukkel met die, en ek glo dat AI ons kan help om meer effektief onderwysers te wees. Iets wat ek nou die dag raak gelees het, wat aansluit by wat jy nou sê, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, maar hulle sê AI amplifies who you are. Met ander woorde, as jy 'n goeie skrywer is, of 'n skrywer, weet 'n kreatiewe skrywer, dan gaan AI jou 'n beter kreatiewe skrywer maak. Maar AI gaan nie van my, as Gerry, 'n skrywer kan maak. Ek is nie 'n skrywer nie. Ek is nie 'n musikant nie. Ek spot altyd en sê die enigste instrument wat ek kan speel is die hi-fi. Weet, so AI gaan nie van my 'n gitaarspeler kan maak. Maar as ek 'n gitaarspeler is, gaan AI my kan help om 'n beter gitaarspeler te wees, want hy gaan vir my oefening gee vir my vingers. Weet, hy gaan vir my goed gee om te doen, om sekere note te kan, ek weet ook nie. Ek praat in musiekteorie asof ek weet wat daar aangaan. So AI gaan 'n onderwyser se passie kan amplify. Weet, daai goed wat jy graag wil doen, gaan hy vir jou help om beter te kan doen. Dis wat AI se krag is. Hy gaan jou nie vervang nie, maar hy gaan dit wat jy is, nie dit wat jy kan doen nie, want dit wat jy kan doen, gaan AI baie van die beroepe, wat hulle noem dit knowledge work, weet, as jy nou dink in terme van vroeë jare, in die industriële era,
of voor die industriële era, was plaaswerk. Jy het letterlik in die lande geloop met 'n ploegskaar agter 'n bees en jy het jou lande omgeskoffel. Toe kom trekkers, stoomtrekkers nog destyds, maar skielik het jy nie meer 'n werk nie. Want die trekker het nou jou en die os vervang. Oes, jy het planters en die harvesters en so aan, oesmasjiene, wat dorsmasjiene dink ek is die regte Afrikaanse woord daarvoor, het die mense wat letterlik moes mielies en koring uit die land uit gaan pluk, het vervang. So daar is seker nog mense wat arbeie pluk, dink ek. Ek dink dis nog 'n handaktiwiteit, maar verstaan, so daar's in die fabrieke in die 20ste eeu, die vorige eeu, het mense wat fisies daar geswys het en gespreipaint het, is vervang met robotte. Maar dit was almal mense wat met hulle hande gewerk het. Mense wat met hulle breine gewerk het, knowledge workers, was nog altyd veilig tot nou. Jy weet, nou kom AI en hy dink beter as jy. En hy kan vinniger dink as jy. En dis waar 'n groot klomp van die werk heen gaan glo die mense, net die AI gaan daai knowledge workers vervang, want jy kan 20 prokureurs se werk met een agent doen. Jy het nie meer nodig om 20 article clerks te hê as 'n accounting maatskappy of iets nie, want AI doen dit vir jou. So wat help dit jou om vandag te gaan inskryf vir 'n BCom graad as jy oor 4 jaar kwalifiseer, maar niemand gaan jou in diens neem nie, want AI kan jou werk doen. Verstaan, dis die keuses wat kinders moet uitoefen wanneer hulle beroepskeuses maak, maar daar's sekere goed wat AI nie gaan kan vervang. Nee, dis jou menslikheid, jou kreatiwiteit, en hy gaan dit net amplify, hy gaan dit beter maak, en die mense, die onderwysers wat dit verstaan, en help my, korrigeer my as ek dit nou verkeerd het, die onderwysers wat dit verstaan, gaan vorentoe gaan sonder 'n vrees vir AI. Kan ek nog iets sê? Daar's nog 'n vraag, voordat ek met my opleiding begin, daar's nog 'n vraag wat ek, eintlik 2 vrae wat ek vra. Die eerste vraag is, gee jouself uit 10 uit, hoe gelukkig is jy as 'n onderwyseres? En daar's verskeie aspekte wat 'n onderwyser gelukkig gaan maak. En dan die tweede is, skryf dit neer met die agterkant van die pen, want jy gaan nie wil hê mense moet sien wat jy skryf nie. Gee vir jouself 'n punt uit 10, hoe suksesvol is jy as juffrou? En die sukses is, my kinders wys die sukses. Ek is 'n suksesvolle juffrou, nie omdat ek so voel nie, maar as my kinders, die kinders wat voor my staan, kan leer, en as hulle vorder. So, daar is hoekom baie van die juffrouens 'n ander beroep vat, want hulle voel, hulle kom net so ver, hulle kan net so ver effektief wees. En as daar 'n middel is wat ons as juffrouens meer suksesvol gaan maak, gaan ons ook gelukkig wees. Ek is baie gelukkig as ek sien hoe my kinders vorder, en ek sien hoe hulle alles wat ek hulle leer onthou wat hulle geleer het, en hulle groei en hulle ontwikkel. So dis wat my as juffrou gelukkig maak. Onderwysers besef, maar ons het 'n middel wat ons kan help om meer effektief te wees. Is dit 'n hele ander ballgame. Okay, maar so ek wil nou afsluit deur vir jou die vloer te gee en vir enigiemand wat na hierdie video kyk te vertel waar kan hulle jou in die hande kry vir Slim Spel, as hulle belangstel dat jy hulle kinders, en ek dink nou maar spesifiek op hierdie stadium aan ouers met kinders van 1 jaar tot 10 jaar wat graag met jou wil skakel en sê, weet jy het 'n baie geldige punt, my kind moet ergens die ekstra stimulasie kry, kreatiewe stimulasie. Dit klink asof jy weet waarvan jy praat. Hoe kom hulle met jou in aanraking? Okay, so ek op hierdie oomblik is ons nog besig aan die website. Website is maar www.slimspel.co.za, maar hulle kan vir my e-mail stuur info@slimspel.co.za of my telefoonnommer wat jy seker gaan wys. Ja, ek sal luister onderaan. Wat belangrik is, dat wat ek wil sê is, meeste kleuterskole akkommodeer nou kindertjies van omtrent 4 maande oud. Maar hulle kognitiewe en perseptuele programme begin eers op 3 jaar.
En dit dis daai spasie van 1 tot 3 waar kind 60% van sy brein reeds ontwikkel. So my program help vir mammas by die huis om sy kind al te begin voorberei en daai 60% die regte fondasie te gee. So my program is 'n groot boks vol 24 aktiwiteite met vorderingsvlakke, redelike swaar boks. Ek het nou my swaar boks Kaap toe gestuur en die vrou het gesê, ja, sy kan nie glo die ding is so swaar nie, maar dis propvol lekker aktiwiteite, konkrete aktiwiteite en daar's 'n assesseringsleer. So ek het heelwat baie tuiskoolmammas wat al baie vroeg met hulle babietjies, met hulle kinders begin op die 1 jaar. So mense kan my kontak en ek het nog nie so groot geword nie dat ek nie persoonlik kan kontak gee nie. So ek gee persoonlik opleiding, gratis opleiding as skole die program koop gee. Dis daar 'n sekere prys op 'n bietjie afslag. En dan gaan ek na die skool toe en ek doen opleiding. Maar dankie tog vir AI wat my gaan help met al die programme of die opleiding wat ek moet gee nog, want daar gaan 'n tyd kom dat ek nie persoonlik kan daar kom nie. Wel, so dis 'n baie exciting tyd vir jou wat voor lê. Weet hoe gaan jy jou slimspel besigheid nou kan groei waar jy op 'n punt gekom het waar jy gedink het, okay, ek is nou moeg. Ek het nie meer idees nie. Nou skielik het jy 'n nuwe vuur binne in jou om te sê, maar weet jy wat? Sure, daai 3 speletjies wat ek daar uitgedink het, kan ek nou verander na 30 toe deur net met AI te gaan sit. En so daar's 'n hele nuwe wêreld wat vir jou oopgaan, maar kom ons weet glo dat die mense, die ouers gaan jou kontak en weet die mense wat hierdie video kyk gaan vir hulle vriende met kleinkindertjies vertel van jou en dat jy 'n groot sukses hiervan gaan maak. Baie dankie Gerrie. Dankie vir die geleentheid ook. Ek is net so opgewonde soos jy oor hierdie podcast. Ja, so sterkte met alles wat jy op beplan, hoor. Nee, maar baie dankie en ja, dankie vir jou tyd. Dis nou die tweede keer wat ek jou ingetrek het, wat ek jou weet vra om jou tyd op te offer om met my te kom gesels. So baie dankie daarvoor. Jammer die eerste keer het nou nie goed uitgedraai as gevolg van die klankverstellings nie, maar ek dink hierdie was 'n baie lekker gesprek, baie sinvol en ons kyk maar waar gaan hy heen? Waar gaan draai hy in die wêreld? Ja, oor so 'n paar maande dan bel jy my weer. Ons praat oor die volgende ding. Yes. Okay, maar baie dankie Sinet, ek waardeer. Okay, bye-bye. Bye.